Dit is vandag maandag 17 Augustus. Welkom by ons luistermeditasie in Koninkrykstyd. Ons lees saam uit Genesis 45 vers 1 tot 15 en ons lees dit uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan as 'n teken van die Here se teenwoordigheid. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In die liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Heer, U leiding bring bevryding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. Here, my Redder, groot en magtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar, swak, onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God my Here, U's my Here. Vas kan ek op U vertrou, ja, vas kan ek op U vertrou. Amen. Genesis 45 vers 1 tot 15 uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om die skrifgedeelte te ontvang, indien daar 'n woord of 'n sinsnede is, of dalk net 'n gedagte wat by jou bly, nooi ek jou om dit in die stilte in jou hart te bewaar. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. En toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef. Leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring, maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle gestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarna nie geploeg of geoes gaan word nie. En God het my vir julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regerder oor die hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek, dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en grootvee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou. Want daar lê nog 5 jaar aan hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie. Pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self. En my broer Benjamin sien dit ook. Dis ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van
al my mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het, maak gou en bring vir pa hierheen. Toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. En ook Benjamin het op sy skouer gestaan en huil. Josef het al sy broers gesoen en daar by hulle gestaan en huil. Eers daarna het sy broers met hom begin praat. Wat 'n aangrypende verhaal. Iemand het eenslag die opmerking gemaak dat ons grootste swaar kry in die wêreld is dat ons of vashou aan die verlede of aan die toekoms en dat ons die oomblik mis. Ons is of spyt oor die verlede of ons is bang vir die toekoms en mis die oomblik. Wat hierdie verhaal vir my ontsluit is dat ons baie keer so vashou aan die verlede en die sleg daarvan dat ons nie in die oomblik kan leef nie. En wat Josef ons hier leer, is dat hy die groter prentjie raak sien. Dat dit wat sy broers destyds in die oomblik gedoen het, was natuurlik baie sleg. Maar Josef kon elke dag tree vir tree stap en hy kan terugkyk en die lesse uit die verlede leer waarvan die grootste is dat God op die ou end voorsien. Ek nooi jou om vir 'n oomblik terug te kyk en te dink aan een of twee lesse wat by jou bly uit jou verlede, van goed en sleg, wat met jou gebeur het, wat jou kan help om nou in die oomblik met dankbaarheid en blydskap te leef. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Heer, U leiding bring bevryding.
U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. Here, help my om die groter prentjie van my eie lewe raak te sien en nie stil te bly staan by die goed in die verlede waaroor ek spyt is en wat my laat sukkel om in die oomblik te leef nie. Dankie dat U genade groot genoeg is. Help my om in die oomblik met dankbaarheid te leef vir dit wat ek uit U hand ontvang. Mag ek in hierdie week opdaag met hierdie gesindheid dat U ook my hand kom vat. Amen.